Ons gaan lees uit die Bybel vanmôre uit die boek Handelinge. Handelinge, net die eerste hoofstuk. Soos ons gesien het, gaan dit oor die Heilige Gees vanmôre. En paar dinge van die Heilige Gees wat nie altyd oral bekend is nie. Maar jy moet die hart oopmaak en die ore oopmaak. In Openbaring hoofstuk 2 en 3 sê Jesus 7 keer wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. So kom ons luister. Die eerste verhaal Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader wat hy gesê van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Net tot daar lees ons saam vanmôre. Dit gaan oor die Heilige Gees vandag. Die Heilige Gees, ek wil net so 'n bietjie kleiner maak. Die Heilige Gees is die derde persoon in die drie-eenheid van God. En hy is 'n persoon, ek gaan nie baie daarop uitbrei nie, maar dit wat ons vanmôre wil bespreek gaan om ons lewe as die lewe van Christene onder die leiding en rigting van die Heilige Gees. Op Pinksterdag het God die Heilige Gees uitgestort, ons sal daarby kom. En in Handelinge 2 sê hy verder, en toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Hierdie tale is nie die gebrabbel wat hulle doen in die kerke nie, dis regte tale, daar is 16 tale wat hy dan noem wat hulle gepraat het. Dis die regte gawe van tale. Daai tyd het die Heilige Gees na mense gekom en gesê, jy gaan daar na Egipte, daar gaan jy leer Egipties praat. Die Heilige Gees het so gewerk. Maar die goed wat hulle nou kerke doen is nie van God nie. Maar die uitstorting van die Heilige Gees was die groot verandering en die belofte wat Jesus gegee het, wat die Vader gegee het, op daardie dag, as die Gees uitgestort word die kerk van Christus gestig. Nou, vir elkeen wat aan die kerk van Christus behoort, wat jouself 'n Christen noem, is daar 'n opdrag van God om met die Heilige Gees vervul te word. Wanneer ons weergebore word, wanneer ons Jesus aanneem as saligmaker en verlosser, ontvang jy die Heilige Gees. Ek gaan nie diep op die teologie van die goed ingaan nie, ek wil net noem, dat mense weet, ons op dieselfde vlak. Jy ontvang die Heilige Gees wanneer jy jou saak met God regmaak en besluit ek wil Jesus Christus in my lewe hê. Nou God gee daarna 'n opdrag in Efesiërs 1:18 waar hy sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. God wil hê ons moet suiwer dink, ons verstand moet altyd onder beheer wees. Dis wat dit beteken. Wanneer jy dronk word, dan is jy verstand nie meer by jouself nie, en dan kan die Gees van God nie meer werk nie.
leerlingskap is nie van God nie, maar God vervul nie elke Christen met sy Heilige Gees nie. En dis waaroor dit vanmôre gaan. Nie elkeen word met sy Gees vervul nie. Dit is nie 'n goedkoop ding wat gebeur nie. Daar's voorwaardes daaraan verbonde dat die Here 'n mens met sy Gees moet vervul. Baie mense wil die Heilige Gees vir hulle eie voordeel gebruik. En dan het hulle snaakse dinge wat hulle sê daaroor en doen daaromtrent. Maar daar is 3 hoofredes waarom God persone met sy Heilige Gees sal vervul. En as jy nie hierdie 3 hoofredes aanvaar nie, sal jy nooit met die Heilige Gees vervul word nie. Ons sit met die probleem in die kerk, elke jaar is dit Pinkster, en dan praat hulle oor Pinkster. Maar dan gaan die mense dieselfde uit wat hulle aangekom het. Daar is geen verandering nie. Want mense wil die Heilige Gees vir hulle eie voordeel gebruik, of soos hulle wil hê hy moet gebruik word vir hulle, deur hulle. So daar is 3 hoofredes waarom God 'n mens met die Heilige Gees vervul. En as jy soek na 'n dieper geestelike lewe, as jy soek na 'n lewe wat sin maak vir tyd en ewigheid, moet jy hierdie 3 dinge in jou lewe werklik opneem en soek en doen. Die eerste ding is, die Heilige Gees vervul 'n mens om 'n getuie vir hom te wees. Om 'n getuie te wees. Ons laas week gepraat oor martelaarskap. Die woord getuie in Grieks is martyrios, of martus, die werkwoord. Martus is 'n getuienis, 'n getuie vir Jesus. En daarvan af kom die woord martelaar vandaan. Alle getuies van Jesus in die Ou Testament en Nuwe Testament, tot wanneer die kerk lou geword het, was martelare genoem. En as 'n mens bereid is om vir Jesus te gaan, moet jy bereid wees om stryd te ontmoet. Die Heilige Gees maak van my 'n praktiese getuie vir Jesus. Daarom sê hy in Handelinge 1:8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees julle kom en julle sal my getuies wees. Petrus sê, as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle, en vrees hulle glad nie en wees nie ontsteld nie, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen van aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is met sagmoedigheid en vrees. Petrus sê moet gaan. As mense vir jou sê, wie sê, ek is 'n kind van God, of ek is 'n getuie van Jesus, en jy moet vir hulle sê, hoe werk dit? Hoe het ek by die Here uitgekom? En hoe dien ek die Here? En so weer, dan trek jy mense nader. So as die Heilige Gees inkom, word die grootste verlange van 'n ware kind van God se hart vervul om sy lewe vir Jesus af te lê. En dis hoekom daar gesê word 'n getuie is 'n martelaar van Jesus. Die eerste persoon wat getuig het in Handelinge 7, Stefanus, en onmiddellik toe hy begin die duiwel werk. En hulle stenig hom daar, eerste martelaar. En toe Stefanus sy oë ophef, toe sê, ek sien die hemel geopen en die seun van God langs die Vader staan. So dis die begin van martelaarskap. In 300, van 100 tot 312 na Christus, was daar ontsaglike vervolging van die kerk. Baie wrede vervolging, ek het nou genoeg daarvan gesê laas week. Maar dit was ontsettend. Die gemeente van Smyrna, wat daai tyd verteenwoordig, dit beteken bitterheid, was in bitterheid op hierdie aarde, was vervolg, was verleeuws gevoel, was koppe afgekap, was gerek met uit mekaar uitgesny en getrek en so meer. Mens wil nie graag daaroor praat nie, maar dit is 'n feit. Die grootste werklike behoefte en begeerte in die diep hart van 'n kind van God is om my lewe vir Jesus af te lê, om te gee. En dit is die eerste oorwinning in die hart van 'n kind van God, om te sê, ek wil nie meer leef soos ek wil, ek leef soos hy wil lewe. Dit is dit. Jesus sê, wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. So God wil nie ons met onsself sit en lief hê nie. Die mense wat altyd in die spieël kyk, is nie wat God wil hê nie. Kyk na die woord en kyk na jou hart binnekant. Openbaring 12 sê, wat van die martelare in die groot verdrukking, en hulle het hom oorwin, vir die Satan oorwin, deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Ons
Ons moet nie verlief wees op onsself nie. Ons moet verlief wees op Jesus. Hy is die middelpunt van die heelal. Alles draai om Jesus Christus. Romeine 12 sê, hoe werk dit? Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Die ander vertaling sê, dit is julle logiese godsdienst, om te sê, hier is my liggaam, gebruik hom, hier is ek, vat my Here. Dis wat dit beteken om getuie van Jesus te wees. Dit is ek in my lewe nie. Die tweede wat die Heilige Gees aan 'n mens doen, die eerste is om 'n getuie van Jesus te maak. Die tweede is om 'n nuwe identiteit in my te werk. Ons aardse lewe is vol van allerlei soort goeders wat ons ingevoer word. En ons identiteit word daardeur beïnvloed en gevorm. Maar Romeine 8 sê, die wat hy van tevore geken het, God weet alles van tevore, die het hy ook van tevore verordeneer om gelijkvormig te word aan die beeld van sy seun. God wil die identiteit van Jesus in ons werk. Hy wil hê ons hy wees, want eendag gaan dit word. 2 Korintiërs sê vir ons, die Here is die Gees, maar die Gees van die Here is daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. God wil jou verander deur die Heilige Gees om die beeld van Jesus in jou en my te laat kom. Hy wil ons 'n nuwe identiteit gee. Dis wat die Heilige Gees doen. So hierdie nuwe identiteit ontstaan deur die vernuwing van my gemoed. Die binnekant, hier op my skouers, is die grootste sentrum in die heelal. En daar is jou hart, geestelike hart, daar is jou gemoed, daar is jou gewete, daar is jou verstand en jou wil. En hier wil God dinge nuut maak. En hier moet die beeld van Christus in my geskep word deur die vernuwing van my gemoed. Jy moet vernuwing plaasvind as jy Jesus wil volg. Efesiërs 4 sê dat jy vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Dis die kind van God se lewe. Dis die disipel van Jesus se lewe. En dis hoe ons wil hê. Galasiërs sê op Paulus, my kinders, vir wie ek in barensnood is, totdat Christus in julle gestalte verkry. Dis die werk van die Heilige Gees. En as jy die Gees weerstaan of misverstaan, gaan dit nie gebeur nie. Dan gaan jy net om 'n normale mens wees, en wie niemand die verskil kan sien as jy 'n Christen of as jy nie. Die Christen moet weer lewe soos in die begin, dat die mense kan sê, daai is anders. Daar in Konings was Elia gewees, hy het heel dag daar verby geloop, en toe is daar 'n vrou, Sarfa, en hierdie vrou sê vir haar man, ek sien dat ek daagliks 'n man van God verby loop. Hoe het sy hom gesien? Sy postuur, sy uiterlike, sy lewe het gewys, hy is 'n kind van God. Maar Kolossense sê vir ons verder, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle ou mens met sy werke afgelê het, en julle met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Jesus is ons skepper. Hy wil ons soos hy wees. Die Vader in die hemel wil hê ons moet almal soos Jesus word. Hy is die eerstgebore seun, maar ons, as jy waarlik God ken, is jy kind van God, soos Jesus. Die derde ding wat die Heilige Gees wil doen is om heilig te laat lewe en weer vrug te dra, om ons heilig te laat lewe. Jy kan nie heilig lewe as niemand kan sien jy leef heilig nie. En as daar nie magte in jou werk wat jou laat heilig lewe nie, dis die Heilige Gees. Die vrug van die Heilige Gees veroorsaak 'n heilige invloed deur my betrokkenheid by God en by mense. As my betrokkenheid by mense nie reg is nie, bedroef ek die Heilige Gees. As my betrokkenheid by God nie reg is nie, bedroef ek sy Heilige Gees. Efesiërs 5 sê, en dit is die basis van die vrug van die Gees, goedheid, geregtigheid en waarheid. So die fundament of die basis van die vrug en die werkinge van die Heilige Gees in my lewe is goedheid, geregtigheid en waarheid. Ja, ons kan praat oor die dinge tot
karakter van een wat vervul is met die Gees, wat wil vrug dra. Goedheid, geregtigheid, waarheid. Hierdie dinge moet 'n mens najaag en dit bestudeer in jou nou maak, anders gaan dit net by jou verby. Mens moet stil staan by hierdie dinge en dit bestudeer en sê, wat is goedheid, wat is geregtigheid, wat is waarheid regtig? Maar Galasiërs sê vir ons nou, wat is die vrug van die Gees? Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. As die Here luister ons volgende week miskien aangaan daarmee, want hierdie is baie diep dinge. So hierdie vrugte van die Gees het die volgende geweldige effek in jou lewe. So as die effek in jou lewe nie daar is die vrug nie daar nie. As die vrug nie daar nie, is die effek nie daar nie. So let daar nou op. Eerstens, die Heilige Gees maak 'n held van 'n lafaard. Klink snaaks. Dit is wat gebeur. Hy maak van 'n lafaard 'n held. Petrus verloon Jesus daar toe hy geoordeel word. En hy gaan en hy sê, ek ken hom nie. Hy is 'n lafaard. Hy wil nie geassosieer word met Jesus nie. Maar dan mensie kan kom en sê, ek ken jou man, jou spraak maak jy bekend. En Petrus en hy buite oor sy lafaardigheid. Maar Petrus, nadat die Gees van God gekom het op Pinksterdag, sê, en hulle het hulle geroep, dis die Fariseërs, en hulle bevel gegee om geheel in die naam van Jesus te spreek of te leer nie. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is vir God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self besluit. En daarvoor in tronk beland. Verder gaan hy, Handelinge 5 en sê, en Petrus en die apostels antwoord en sê vir hulle weer, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Eers was hierdie man bang, hy wil nie, al die disciples, die Bybel sê, toe Jesus gekruisig was het almal ver gaan staan. Daar was net die vrouens was naby Jesus en Johannes. Maar wat sê Petrus, hierdie lafaard? En dit is nie mooi om hom so te noem nie, hy was maar net lafaardig op die stadium. Maar Petrus was 'n martelaar van Christus. Hy was 'n getuie toe die Heilige Gees op hom uitgestort word. En by sy dood sê Petrus, kruisig my onderste bo, want ek is nie werd om soos my meester te sterf nie. En Petrus en sy vrou is onderste bo gekruisig. En hulle al twee daar gehang vir ure, terwyl hulle besig was om ons te sterf. En hulle sê, dat hulle mekaar bemoedig, ons is nou daar, hang uit. Dis die martelaar. Die Gees maak 'n held van 'n lafaard. Hy verander jou kommunikasie met God en met mense. Romeine 8 sê, net so kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Die Gees van God help ons om reg te praat. Nie net met God nie, maar ook met mekaar en met onsself. Selfkommunikasie is die begin van alle kommunikasie en is baie belangrik. As ons eendag oor kommunikasie praat, sal jy sien hoe baie belangrik is dit. Efesiërs 2 sê, deur Jesus het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader. Dis die Heilige Gees wat ons hiervan af vat en vir die Vader kom. En dan sê Efesiërs 6:5. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Paulus sê, en dis God wat sê, spreek onder mekaar met psalms en gesange en lofsange. Dit is waarom ons in die kerk sing, om met mekaar saam te sing, en die heerlikheid van God te besing. En ons sing net een mond, eendragtig saam. 'n Mens wat nie sing nie, verloor 'n kwart van sy geestelike lewe. Dit is so. Nou ja, verder open die Heilige Gees 'n fontein in jou gees. Mense gees het hier in jou kop. En as ons die Heilige Gees nie het nie, is dit toe. Soveel so dat 1 Korintiërs 2 vers 14 sê, en hy praat van hierdie mense wat Jesus nie ken nie, die natuurlike mens.
Die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want hy kan dit nie verstaan nie, omdat hy geestelik beoordeel word as vir hom dwaasheid. Die mens daar buite wat die Here nie dien nie, sien hierdie dinge waar mens besig is as dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, sê die Bybel. Maar, wat sê Jesus? Johannes 7 vers 37 sê, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die gees wat hy sal ontvang, wat in hom glo, wat met hom 'n verhouding het. Want die Heilige Gees was daar nog nie, want Jesus nog nie verheerlik was. Toe die Pinksterdag kom, toe is Petrus 'n fontein, Johannes word 'n fontein hier uit sy kop, uit sy hart, sy gees, en die lewende water stroom. En eerste ding wat Petrus kom is daar by die skone poort, en daar is 'n man wat van sy geboorte af oor die 30 jaar krepeel is, hy kan nie loop nie, sy bene was net so dun. En hy soek 'n geldstukkie aan ons. En Petrus sê vir my, ek gee vir iets, Petrus, ek het nie silwer en goud, maar dit wat ek het in die naam van Jesus Christus staan op en loop. Dis die werk van die Heilige Gees deur iemand wat 'n fontein geword het van die werkinge van die Gees van God. Hy open 'n fontein hier in jou gees. En as daar nie so iets is nie, moet jy dit soek en moet jy daaraan werk, asseblief. 1 Tessalonisense sê, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom hy wat dit verwerk nie mense, maar God wat sy Heilige Gees aan ons gegee het. So, as ons die dinge van die Gees van God nie toelaat en soek met 'n hart vol van angs nie, gaan dit by ons verby. Sê 1 Tessalonisense 4. So as ek daarvan afwyk, wat gebeur as ek die Heilige Gees bedroef van my lewe? As ek hom nie toelaat nie, as hy nie reg kom kry om my te werk en deur my te werk nie, wat gebeur? Almal om my lê daaronder. As 'n prediker hier staan en hy het nie Heilige Gees nie, lei die gemeente. As jy 'n pa in die huis is en jy nie die Heilige Gees nie, lei jou gesin. As jy in 'n verhouding is en die Heilige Gees is nie in jou nie, lei jou vrou of jou man onder jou. Dis so ernstig dit is. God is 'n God van verhoudings. 1 Korintiërs sê, as een lid lei, dis die gemeente, lei al die lede saam. So hoekom moet ons mekaar bid? Omdat daar iemand kan wees wat ly, wat ons nie van weet nie. Kan iemand wees wat depressief is of siek is in die hart, of sielkundige probleme het, of fisiese probleme, of geldelike probleme. Daarom moet ons mekaar bid. Dis wat God sê. As een lid ly, dan ly almal saam. En ons weet dit nie altyd eers nie. Ons sien dit nie altyd raak nie. Nou kom Hebreërs 12 en sê, jaag die vrede na met almal in die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onder sy weg en baie daardeur besoedel word nie. As Paulus het praat met sy gemeente, pas op, as daar bitterheid in jou hart is, gaan jy almal besoedel. Dis tog so met enige ding, kanker en alles, trek uit na ander. Daarom moet ons harte skoon wees, vol wees van die Heilige Gees. Nou goed, die ander ding wat die Heilige Gees doen, hy haal ons onder die wet uit. Galasiërs 5 vers 18 sê, as hulle deur die Gees gelei word, dan is hulle nie onder die wet nie. As die Gees van God my begin ontset of besit verskoon, dan verdwyn die wet wat my na Christus toe gedryf het. Dan is dit nie meer daar, want die Gees van God my vry maak. Die wet maak jy nie vry nie. Die wet het nog nooit 'n mens vry gemaak nie. Die Gees maak vry. Galasiërs 3 sê verder, hy wat julle die Gees verleen, krag onder julle werk, doen hy dit nie uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof. Werk die Heilige Gees uit die wet of uit die prediking? Nee. Hy werk wanneer jou hart oop is en vir hom toeganklik is. En sê Romeine 8 vers 1, daar is nou nog geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is, vir die wat nie na die vlees wandel, maar na die Gees. Van die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak
So as Jesus oorneem en die Gees oorneem waar die wet was, is jy vry. Hy sê, die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Wat doen die wet aan 'n mens? Hy laat jou sondig. Dit sê die Bybel duidelik, lees die hele Galasiërs en Romeine 7. Die wet maak jou sondig, of jy wil of nie. Hy sê, as jy in Christus Jesus is, en die Heilige Gees wandel, en die wet nie meer reg op jou nie. Dan sê die wet van vryheid. Goed, en vervolgens die Heilige Gees openbaar diep dinge aan ons. Daar is mense wat tevrede is met 'n oppervlakkige geestelike lewe. Lees die Bybel en ek kan nie verstaan waarom gaan nie, gaan ek maar aan. Die Heilige Gees werk in en deur my op grond van my geestelike toestand. En hy wil groot dinge vir my doen, en selfs deur my. Die openbarings van God aan my word bepaal deur die volwassenheid van my karakter. So daai goedheid, getrouheid en waarheid, die boustene van die karakter, dit moet daar wees, en dit moet groei, en dit moet sterker en groter word. Die openbarings van God aan my word bepaal deur die volwassenheid van my karakter. En daar is baie ander dinge wat my karakter beïnvloed positief. So kan ek God se heilige dinge met heiligheid hanteer? Is dit vir my maar net 'n tradisie of routine om kerk toe te gaan, om die Bybel te lees, om te bid? Of hanteer ek God se heilige dinge met heiligheid? Jesaja 66 sê, op hierheen sal ek let, op hom wat arm is van gees, en wat bewe vir my woord. God wil hê, jy moet in die regte posisie kom, teenoor hom. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog wat nuttig is, God wil gebruik. En daarom gee openbarings van die Gees aan mense en sê, doen dit of doen dat, of doen dit nie. Johannes sê, maar wanneer hy gekom het, dis nou Jesus wat praat, die Gees van die waarheid sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, sê Jesus, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Hierdie is 'n lewe van stryd. Hierdie is 'n lewe van martelaarskap. As jy werklik met die Heilige Gees van God vervul word, dan moet jy getuie wees, dan moet jy 'n martelaar wees. Dan moet jy al hierdie dinge doen wat God sê. Daar is baie mense, soos ek gesê het, in die vroeë kerk en dwars deur die eeue, is mense gemartel, verhoor, oor hulle getuienis van Jesus. Weet nie of ek weet nie, maar die profeet Jesaja is onderste bo opgehang en hulle met 'n treksaag om hom deurgesaag. Baie groot profeet. Die apostel Johannes het hulle kokende olie gegooi en hy kon nie sterf nie, God het hom nodig gehad. Toe stuur hulle hom Patmos toe. So kan mens duisende getuies. Ek het laasweek die grootste getuienis gespeel hier wat daar seker was, het het ongelukkig dalk gemis. Maar hier is weer een vanmôre wat ek vir jou wil wys. Dit is nie so baie duidelik hier op die skerm nie, maar kyk maar en luister asseblief hierna. They were just children, not soldiers, not rebels, just children who prayed and refused to deny Jesus. The soldiers offered them mercy if they would only deny him. Instead, they clutched their Bibles tighter. So the soldiers gave them shovels and told them to dig their grave. It was 1950. The Korean War had begun, and with it, a brutal purge of Christianity. In a small village, far from the headlines, children were gathered underground, not in a bunker, but in prayer. Their voices rose in trembling worship. Their hands held small, worn-out Bibles, translated, smuggled and passed down from missionaries who had long since disappeared. And then, the soldiers came. It wasn't a raid. It was an ambush. The
children were dragged out, some as young as 9, some barely 15. Their leader, a 12-year-old boy with tears on his face and a Bible in his hand. The commander spat. "Deny this Jesus, or you will die." And one by one, the children said no. Not with hatred, not with fear, but with stillness, with fire. The soldiers gave them shovels. "Dig!" And they did. With blistered hands, with trembling lips, they dug their own graves. Not with rebellion, but with resolve. Then, one by one, they were placed inside, still clutching their Bibles. As the dirt was poured over them, they did not curse, they did not cry. They sang, a soft voice at first, then many. More love to thee, O Christ, more love to thee. The soldiers laughed. Then they went silent, because the song didn't stop. Even as the dirt reached their faces, even as their lungs collapsed, one voice remained. This be my earnest plea. More love, O Christ, to thee. Until the last breath was taken, until the song ended, until heaven stood still. No news covered it, no grave bears their names. But I believe, in eternity, there is a record, a song that never died, a fire that never went out, and maybe, just maybe, we are the generation meant to carry it. Would you dig your own grave for Jesus? Would you sing if the world hated you? Would you love him more than your life? These children did. And the question isn't what happened to them. It's what will happen to us if we forget them. They were buried, still singing. But what will we do now that we know? Will we scroll or will we burn? Ja, dit is die dieptes wat Christendom kan gaan. En daar's baie sulkes. Daar's baie sulkes. En dalk maar laasweek se videoklip probeer kry. Daar's baie sulke mense wat dit reg verstaan het. Toe Jesus sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my getuies, my martelare wees. Daar's kinders wat dit verstaan, 7, 8 jaar oud. Daar kinders in ons dag wat hierdie dinge verstaan. Daar groot mense wat dit verstaan, dat Jesus vir jou lewe het. Hy wil sy lewe vir jou gee, maar hy wil jou lewe hê. Anders beteken hierdie aardse Christendom niks, as ons nie ons lewens wil oorgee vir hom nie. Dit is algehele oorgawe deur die werkinge van die woord van God en die Heilige Gees. Mag die Here ons vind en gewillig vind om dit te doen. Dankie my Vader. Dankie dat U so 'n wonderlike God is. Daar's baie mense wat hulle lewens en hulle posisie in die hemel met hulle bloed betaal het. Al die apostels het hulle apostelskap met bloed betaal. En martelare het hulle martelaarskap met bloed betaal. Maar wat doen ons? Ek weet nie. Here help ons asseblief. Help ons om te sien waar ons staan met Jesus. Help ons om te sien waar ons staan met die Heilige Gees. Ons genade asseblief, Here, om dieper in te gaan, sodat ons 'n sinvolle lewe kan leef op aarde. Sodat ons Christendom sinvol kan wees. En nie maar net 'n klomp
Asseblief help ons daarmee. Amen.